Dit is nog 'n week wat verby is en wat 'n voorreg om weer eens op 'n Sondagmôre by mekaar te kan kom as kinders van die Here by 'n baie mooi geleentheid soos hierdie. Hartlik welkom liewe vriende by ons Sondag erediens van Uit die Woord Digitaal. Ja, die Here is baie goed vir ons, hy seën ons, hy versorg ons, hy's lief vir ons, maar hy openbaar homself ook aan ons deur sy woord. En dit is waaroor hierdie geleentheid gaan, om meer van die Here te leer en wat hy van ons verwag. Mag die Here vanmôre vir ons hierdie mooi geleentheid ryklik seën. Liewe vriende, is baie welkom om in te skakel by ons daaglikse oordenkings. Uit die Woord Digitaal stuur elke dag daaglikse oordenkings uit om jou dag reg mee te begin. En dit word gedoen op ons WhatsApp groepe. Alles is gratis en as jy daarvan wil deel word, is jy baie welkom. Stuur vir ons jou naam en jou selfoonnommer na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Ons wil vanmôre baie dankie sê vir almal se skenkings en donasies wat ons bediening ondersteun en programme soos hierdie moontlik maak. Ons waardeer dit ongelooflik baie dat jou skenking 'n verskil kan maak in die Here se koninkryk. Ons wend hierdie skenkings aan om programme soos hierdie op te neem, maar ons doen ook diens van barmhartigheid. Ons reik uit in Bybelverspreiding en ons doen bejaardesorg. Dankie vir jou donasie wat dit vir ons moontlik maak. Nou liewe vriende, op hierdie mooi dag praat die Here met ons oor 'n belangrike tema wat ons harte raak en wat elkeen van ons se lewens raak. En my bede is dat vanmôre se boodskap ook vir jou tot seën sal wees. Voordat ons vanmôre begin, kom ons bid eers saam. Dierbare God en Hemelse Vader, ons prys U groote naam vanmôre vir 'n nuwe dag wat ons uit U hand ontvang. Dat U ons God en Vader is en dat U ons elke dag lei op ons lewenspad is vir ons wonderbaarlik. Dankie dat U ons elkeen persoonlik ook ken. Here, U werk in ons harte en U wil U self aan ons kom openbaar deur U woord en gees. En daarom wil ons vra dat U vanmôre ons harte sal open en dat hierdie boodskap ons elkeen sal aanraak en dat ons lewens U meer sal verheerlik elke dag. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons praat vanmôre saam oor die tema God ken my hart. En dit is so belangrik dat ek en jy dit moet weet. God is iemand wat ons harte ken. En hy ken jou lewe. Hy ken jou swakpunte en jou sterkpunte. Hy ken jou sonde. Maar hy het ook 'n oplossing vir ons en vir jou lewe vandag. Nou vanmôre gaan ons stil staan by net een teksvers wat ons gaan saam lees uit die woord van die Here en daarna gaan ons kyk wat die wil van die Here vir ons lewe is ook op hierdie mooi dag. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here vandag, Jeremia 24 vers 7. Kom ons lees dit. Ek sal hulle 'n hart gee om my te ken, dat ek die Here is. Net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Geliefdes, soms dink ons dat die mens se grootste behoeftes fisies, emosioneel of finansiëel is. Soms dink ons die mens se grootste nood hier op aarde is ons vrede, ons gemak, ons veiligheid, gesondheid, geld of 'n betekenisvolle lewe. Maar die woord van God gee vir ons 'n heeltemal 'n ander antwoord op hierdie vraag. Die grootste nood en krisis van die mens is 'n hart wat God nie ken nie. Ja, liewe vriende, die Bybel is baie duidelik oor die toestand van alle menslike harte. En vanuit die Here se woord leer ons in Jeremia 17 vers 9, die hart is bedrieglik bo alle dinge. En Efesiërs 4 vers 18 sê, die mens se verstand is totaal en al verduister. En dan staan daar in Romeine 3 vers 11, daar is niemand wat God soek nie, daar is selfs nie een nie.
Die diepste tragedie van die mense is dat hulle 'n hart het of harte het wat deur sonde sleg gemaak is en God nie waarlik kan ken nie. Dit is ons diepste nood en ons grootste krisis as mensdom. Maar die Bybel kom vanmôre met 'n baie goeie boodskap en 'n goeie antwoord. God wil jou en my ken. Ja, hy ken jou ook reeds deur en deur, sê Psalm 139. En hy wil met jou in 'n persoonlike verhouding kom staan elke dag van jou lewe. Maar hy kom van sy kant af en hy wil met jou bemoeienis kom maak, omdat jou hart juis donker, duister en vol sonde is en jy nie van jou kant af God werklik kan leer ken nie. Wanneer die skrif sê, ek sal hulle 'n nuwe hart gee om my te ken, wys dit ons dat God 'n God van liefde is, dat hy God van omgee en genade is, en dat hy graag met jou 'n pad wil loop, omdat jy dit nie vanuit jouself kan doen nie. Sonder God is ons blind en kan ons God nie waarlik sien nie. Sonder God is ons doof vir sy stem. Sonder God staan ons koud teenoor sy heerlikheid. Ons is vasgevang in ons eie donkerte en sonde. Ons het dus God nodig, liewe vriende, om hom werklik te kan leer ken, om te sien wie hy is en wat hy werklik kan doen in my en jou lewe. As ons hom nie sien nie, kan ons hom nie ken nie. En as ons hom nie ken nie, kan ons nie waarlik vir hom lewe nie. Nou die Bybel leer vir ons dat ons vanuit onsself God nie waarlik kan ken nie, omdat ons vasgevang is in sonde en ons harte is donker en verduister. God het die reg gehad om die mens heeltemal te oordeel toe ons destyds in die tuin van Eden vir die sonde gekies het en ongehoorsaam aan God was. God kon in volmaakte geregtigheid gesê het, jy het my verlaat en die sonde gekies en daarom gaan ek jou verlaat. Maar dis nie hoe die Here is nie. In sy oorvloedige barmhartigheid buig God hom na ons as mense toe neer, ons wat hom vergeet het, en hy kom van sy kant af en kom maak bemoeienis met ons, om in ons te werk. Die hele Bybel is gevul met beloftes van God, waar hy kom en sê, ek sal. In Esegiel 36, vers 26 en 27, en ook in Jeremia 24, vers 7, sê die Here, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. Ek sal vir julle 'n nuwe gees gee. Ek sal my gees in julle gee. God beloof, nie net om ons te verbeter nie, liewe vriende. Hy beloof om ons totaal en al te herskep. Hy vat nie net die ou mens en verf 'n nuwe laagie verf oor hom nie, maar hy kom maak ons geheel en al nuut, sê Paulus in 2 Korintiërs 5, vers 17. God kom sê aan ons, jy kan my nie ken nie, daarom sal ek jou help. Jou oë is toe, en daarom sal ek hulle vir jou oopmaak. Jou hart is 'n hart van klip, daarom sal ek dit uithaal en aan jou 'n nuwe hart van vlees gee, wat in staat is om te lewe en my lief te hê en my waarlik te leer ken. Die evangelie, broeder en suster, begin nie by menslike soeke na God nie, maar by God se soekende liefde wat hy aan ons kom openbaar deur sy seun Jesus Christus. Baie mense in hierdie wêreld weet daar is 'n God, maar hulle kan hom nie werklik leer ken nie. Hulle harte is hard, hulle harte is vol donkerte, en God wil hê dat ek en jy hom moet leer ken. Daarom nooi hy alle mense van hierdie wêreld uit, kom na my toe. Die kennis wat God beloof in sy woord, is in die eerste plek persoonlik van aard.
Die Here sê, ek sal hulle 'n hart gee om my te ken. Jeremia 24 vers 7. Maar die kennis wat God beloof, is ook verlossend van aard. Dit bring die mens uit die duisternis na die wonderbare lig van God, sê 1 Petrus 2 vers 9. Die kennis van wat God beloof is ook veranderend in 'n mens se lewe. Waar hierdie kennis is, lewe die mense heilig, sê Johannes 17 vers 17. Die kennis wat God beloof is ook net deur Christus. Niemand ken die Vader behalwe die Seun nie, sê Matteus 11 vers 27. En dit beteken, my liewe broeder en suster, jy kan elke goeie werk in hierdie wêreld doen. Jy kan elke Bybelvers uit jou kop uit ken, en tog kan jy die God van die Bybel nie werklik ken nie. Tensy jy Jesus Christus jou verlosser maak, en hy die Vader aan jou kom openbaar. Hy wil in jou hart kom werk, om hierdie dooie, koue, klipharde hart weg te neem, sodat jy hom waarlik kan leer ken, want hy wil aan jou 'n nuwe hart gee, wat lewe en in staat is om vir Christus elke dag te lewe. Nou die evangeliese krag lê juis in hierdie waarheid. God kan nie geken word sonder Jesus Christus nie. Johannes 1 vers 18 sê, niemand het God ooit gesien nie. Die eniggebore Seun het hom verklaar. En Jesus is absoluut die volmaakte openbaring van God. In Johannes 14 vers 6 kom Jesus self en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En dan sê hy in Johannes 14 vers 9, wie my gesien het, het die Vader gesien. En Kolossense 2 vers 9 sê Paulus, in hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik. As jy God wil sien wat heilig is, kyk na Christus. As jy God wil sien wat vol van liefde is, kyk na Christus. As jy wil sien hoe God met die sonde deel, kyk na die kruis. Op Golgotha sien ons God se haat vir die sonde, maar ons sien ook God se liefde en barmhartigheid vir sondaar mense. Ons sien God se geregtigheid aan die kruis op Golgotha, maar ons sien ook God se omgee en deernis vir sondaar mense. Alles vloei aan die kruis saam in een oomblik. Daar is geen ander plek waar jy God duideliker kan leer ken en kan sien as by die kruis van Jesus nie. Daar wys Jesus ons wie God is, maar hy wys ook vir ons wie ons as sondaar mense is. Hoe weet ek dat ek God werklik ken? Daar is 3 onmisbare kenmerke waarin jy hierdie vraag kan beantwoord. In die eerste plek kan jy God werklik leer ken wanneer jy in verwondering of bewondering voor God staan. Wanneer God jou hart oopmaak, dan raak die eienskappe wat jy eens gehaat het en gevrees het in hierdie wêreld skielik lewendig. Jy bewonder God in sy heiligheid. Jy staan in verwondering oor hierdie liefdevolle God wat vir sondaar mense omgee. Jy buig voor sy almag en soewereiniteit in jou lewe en in hierdie wêreld. In Psalm 29 vers 2 staan, aanbid die Here in die skoonheid van sy heiligheid. 'n Geredde hart sê nie, Here, U is te streng nie, maar 'n geredde hart sê, God se heiligheid is mooi en goed en wonderbaarlik. Dan, hoe weet ek nog dat ek God werklik leer ken? In die tweede plek, die toeëiening van God in jou lewe. Christelikheid sê nie, daar is 'n God nie. Dit sê en bely in opregtheid en eerlikheid, die Here is my God. Psalm 73, vers 25 en 26 sê, wie het ek buiten U?
God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Thomas se woorde, liewe vriende, word die hart se woorde in Johannes 21, waar hy uitroep met hierdie wonderlike belydenis, my Here en my God, toe hy die opgestane Here Jesus Christus gesien het. Dan, broeder en suster, hoe weet ek nog dat ek God werklik leer ken? Of dat ek God werklik ken in my lewe? Dit is wanneer jy die liefde van God raak sien. 1 Johannes 4 vers 8 sê, hy wat nie lief het nie, ken God nie. Godskennis en liefde is onafskeidbaar. Hoe meer jy vir Jesus sien, hoe meer kan jy nie anders as om hom lief te hê nie. As jy na God kom, is daar sekere eienskappe wat in jou lewe na vore moet kom en vrugte wat na vore kom in jou lewe wanneer jy God werklik leer ken. In die eerste plek is dit die heiligheid in jou hart of heiligmaking in jou hart. Die geheim van 'n Christelike lewe en geloofsgroei lê nie in menslike dissipline nie, maar in aanskouing. Met ander woorde, om te sien wie God werklik is. In 2 Korintiërs 3 vers 18 sê Paulus, terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, word ons verander. As ons dus na Jesus kyk elke dag, dan word ons meer soos hy. Hoe meer jy na hom kyk, hoe meer vorm hy jou hart om soos hy te word. Hoe meer jy na hom kyk, hoe meer vorm hy jou beeld om soos hy te word. Hoe meer jy na hom kyk, hoe meer dra jou lewe vrugte as 'n bewys daarvan dat jy God werklik ken. Psalm 76 vers 1 sê, en dit is in die tweede plek, lofprysing en aanbidding in jou hart en in jou lewe. Dit is eienskappe wat na vore kom in jou lewe. Psalm 76 vers 1 sê, in Juda is God bekend, sy naam is groot. As jy God ken, dan word lofprysing 'n werklikheid in jou lewe elke dag. Wanneer jy in die oggend opstaan, loof en prys jy die Here vir wie hy is en vir 'n nuwe dag uit sy hand. En dit is 'n natuurlike reaksie elke dag in jou lewe om God te loof en te prys vir wie hy is. Aanbidding en lofprysing borrel uit jou hart en uit jou lewe uit soos 'n water se fontein of 'n fontein van water uitborrel wanneer 'n mens dit sien en waaruit jy kan drink. Omdat God jou nuut gemaak het, borrel jou hart oor van dankbaarheid en vreugde en lofprysing oor wie God werklik is. As jy na God kom, is daar nog 'n eienskap van vrug wat na vore kom in jou lewe, en dit is vrede in jou hart. In Psalm 46 vers 1 staan daar, God is 'n toevlug en 'n sterkte. As jy hom ken, dan weet jy dat die storms van die lewe jou nie sal oorweldig en vernietig nie. En jy beleef God se beskerming en liefde en vrede in jou lewe, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Jy weet, jy is in die hande van die lewende, almagtige God. Jy is sy kind en hy is jou Vader. En dan in die vierde plek, daar is oorwinning en geestelike groei as vrug van hierdie wonderlike voorreg om God te kan ken in jou lewe. Psalm 91 vers 14 sê, omdat hy my naam ken, sal ek hom op hoë plekke stel. Die mens wat God ken, geliefdes, leef bo vrees, leef bo twyfel, leef bo sonde, leef bo wêreldse bekommernisse. 'n Lewe is 'n lewe van oorwinning en vertroue in hulle God. En dan, as ek en jy God ken, is daar ook vrugte van dankbaarheid in ons lewe, waar God my en jou kan gebruik tot sy eer. In 2 Korintiërs 2 vers 14 sê Paulus, God sal die geur van sy kennis deur ons lewe oral versprei. Mense wat Jesus ken, dra 'n lieflike geur in hulle lewe, as 'n getuienis daarvan, dat Jesus hulle Here en Koning is, en dat hy die verlosser van hulle harte en lewens is.
Hulle lewens ruik na Christus. Ja, die goeie werke wat hulle doen hulle uit 'n liefdevolle hart vir Christus. En so trek hulle ander mense nader na God toe. Hulle word bruikbaar tot sy eer in diens van hulle koning en verlosser, Jesus Christus. Nou, liewe vriende, waar kom hierdie kennis van God vandaan? Jeremia 24 vers 7 is duidelik en helder. Dit kom van God af. Ek sal hulle 'n nuwe hart gee, sê die Here. Bekering is nie menslike werk nie. Dis nie my en jou prestasie nie. Dit is 'n goddelike wonder. Wedergeboorte is nie 'n menslike besluit nie. Dit is die bewys dat God jou aangeraak het en in jou hart werk deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Christelike geloof is nie 'n resultaat van menslike briljantheid nie. Dit is die gawe van God, sê Efesiërs 2 vers 8. Daarom gee ons aan God al die eer wat ons harte ken en in ons harte werk elke dag. As jy voel dalk vandag, my hart is koud, dit voel of ek ver van die Here af is, ek het nie hierdie bewondering wat die skrif vir my vra nie, ek ken God, maar ek sien of beleef hom dalk nie regtig in my lewe nie, vra die Here dan vandag in opregtheid, dat hy na jou toe sal kom, om in jou hart te kom werk. Jy moet vra en bid, soos Dawid, Here, skep vir my 'n rein hart, o God. Psalm 51 vers 12. Ek wil 'n rein hart hê, sodat ek U in volheid kan dien en aanbid. Dan moet ons ook soos Paulus bid, Here, verlig my hart se oë, Efesiërs 1 vers 18. En die Here van genade, die God wat dooies kan opwek, die God wat lig in duisternis bring, die God wat redding gebring het deur Jesus Christus, sal in jou hart kom werk. Hy sal jou hart aanraak en hy sal jou vir God laat leer ken. Hy sal jou vernuwe. Hy sal jou oë oopmaak sodat jy kan sien. Hy sal homself aan jou kom openbaar sodat jy hom waarlik kan leer ken. Die Here het beloof in Jeremia 24 vers 7, ek sal jou 'n hart gee om my te ken. Ons loof en prys die Here vandag vir wie hy is en dat hy op 'n wonderbaarlike wyse homself aan ons kom openbaar, dat hy in ons harte kom werk en ons loof hom vir dit wat hy in ons harte en in ons lewens kom doen elke dag. Kom vandag na die Here toe en vra hom om in jou hart te werk en hy sal dit verseker doen. Ons dank die Here vir wie hy is en vir sy grootheid, liefde en genade en dat hy van sy kant af kom om in ons harte te werk en ons 'n nuwe hart te gee om hom waarlik te leer ken, dat my en jou lewe hom net nog meer elke dag kan verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons vandag gehad het om u woord te kon aanhoor. Dankie vir hierdie kosbare boodskap, dat u aan ons 'n nuwe hart kom gee, om u waarlik te kom ken. Dankie Vader vir Jesus Christus, wat u na hierdie wêreld toe gestuur het, as ons volmaakte voorbeeld. Hy is ons koning en verlosser. Hy openbaar u, wat die Vader is, aan ons, sodat ons u waarlik kan leer ken. Dankie vir die Heilige Gees, wat ook in ons lewens werk, en ons kom motiveer en aktiveer en ons geloof kom opbou, sodat ons u kan leer ken elke dag. Ons prys u naam daarvoor. Laat ons lewens u verheerlik, Here, en baie dankie, dat ons 'n pad saam met u kan loop, en dat u uself aan ons kom openbaar het. Werk in ons harte deur die Heilige Gees, sterk ons in die geloof, bemoedig en leer ons, Here, en dankie, dat ons hierdie dag aan u kan kom toewy. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, dankie dat u ingeskakel het vanmôre by ons. Mag die Here vir u seën, en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.